Amen en amen. Dis lekker om Tannie Annemarie terug te hê. Sy was bietjie daar by die see. Tannie, is altyd lekker om Tannie te sien. Ons is bly julle is veilig. Nou, ons is besig met die brief of die briewe wat Johannes van Jesus self gekry het daar in Openbaring. En ons het nou al 'n paar gedoen. Ons het Efese gedoen. En daar's een ding wat in Efese van my uitstaan, en dit is dat ek en jy nooit sonder die wapenrusting kan wees nie. As ek aan Efese dink, sal ek dit nooit vergeet nie. Smyrna was ook 'n mooi brief. Smyrna is daar waar die mirre groei en die lekker reuke van blomme is. Pergamus verlede week, Pergamus die dorp met al die afgode, en ek het net weer besef dat die Here is maar net die Here en daar's niemand soos hy nie. Nou, vanaand gaan ons aan met die 4de brief, en dis 'n naam wat ek so bietjie sukkel om uit te spreek, is Thyatira. Ek dink ek gaan regtig gaan rondsoek. Ek dink dis hoe jy dit uitspreek. Thyatira. Ek wil dit van die begin sê, dit is nie so 'n interessante boek, so 'n brief soos al die ander nie, maar daar's tog iets wat ek en jy kan leer. En ek wil regtig bid en sê, Here, maak my hart oop dat ek kan hoor wat U vir Johannes gesê het. Nou, ek wil dit eers vir jou lees, Openbaring, hoofstuk 2, vers 18. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die Seun van God, hoor gou mooi, wat oë het soos vuurvlamme en voete soos blink koper. Jy moet dit onthou. Vers 19, hy sê, ek ken jou werke, en liefde, en jou diens, en geloof, en jou lydsaamheid, en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Hy sê, maar, ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes genoem het, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei, om te hoereer en dank afgodsoffers te eet. Hy sê in vers 21, hy sê, en ek het haar tyd gegee om van haar hoerdery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf het, in 'n groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat ek is, wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee, volgens julle werke. Vers 24, hy sê, en ek sê vir julle, en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Ek sal op julle geen ander las neerlê nie. Hou maar vas wat julle het, totdat ek kom, en aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek die mag oor die nasies gee, en hulle sal regeer met 'n ysterstaf, onthou daai woord, en soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook aan my vaders ontvang het. Hy sê in vers 28, hy sê, en ek sal hom die môre ster gee, onthou daai woordjie ook, dis belangrik, en wie 'n oor het om te hoor, hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Regtig baie mooi woorde wat die Here Jesus hier aan Johannes gee om te skryf. Nou, ek wil hê ons moet begin om te weet dat al hierdie gemeentes is hier in Turkye, hier rondom Turkye, maar hierdie dorpie Thyatira bestaan vandag nog, maar sy naam het verander en die naam van die dorp is Akrisor. So dis een van die minstede wat eintlik behoue gebly het. En as jy dit bietjie gaan Google, gaan jy baie opgrawings kry van hoe hierdie stad gelyk het, maar om hierdie opgrawings is dan die nuwe Thyatira wat Akrisor genoem word. Nou, baie interessant. Hierdie dorpie was gestig deur Alexander die Grote. Nou, al die ander briewe, sal jy onthou, het Alexander die Grote ingekom en hulle verower en dan het hy weggetrek, maar Thyatira is 'n stad wat Alexander die Grote self gestig het. So hy het hom nie verower nie, hy het hom gestig. En baie interessant, hy het 'n doel gehad toe kom hy hierdie dorpie gestig het. En sy doel was dat dit 'n militêre basis moes geword het vir al die manne wat in die army van sy groot leer was. So
Dit was eintlik soos 'n weermagstasie, soos Simonstad, waar die mense wat in die army en in die weermag was, het in hierdie dorpie gebly. So die hele dag het jy gesien hoe mense met uniforms en soldate rondgemarseer het, want dit was die doel van die dorp gewees. Maar die soldate wat in hierdie dorp gebly het, moes die afgod Apollo aanbid het. Het nie 'n keuse gehad nie. As jy 'n soldaat was en het in hierdie dorp gebly en het Alexander die Grote aanbid en gedien, dan moes jy die afgod Apollo aanbid het. Nou, baie belangrik, ons het dit in die vorige briewe ook gesien. Apollo was 'n afgod en hy word genoem die seun van die enigste lewende God. Wat ek en jy nou vanaand weet, is nie waar nie, maar dit was Apollo se naam gewees. So jy kan vir jouself indink, dat die Christen gemeenskapie wat hier gebly het baie bang gewees. Hier was 'n klomp soldate wat die hele dag om hulle gemarseer het. Apollo moes aanbid geword het. Alexander die Grote, wat 'n baie gewelddadige man was, het die hele tyd hier rond beweeg. En om 'n Christen te wees in Thyatira was bitter gevaarlik. Maar, nou sê die Here vir hulle in hierdie woord, ek weet wat julle doen, ek ken julle liefde, ek ken julle diens, ek ken julle sagmoedigheid, en dan sê hy vir hulle, dis vir my so mooi om te sê, dat julle begin was nie so goed nie, maar julle einde was baie beter. En toe ek dit lees, toe sê ek, Here, mag u eendag van my, en Hartbeesfontein dit sê, julle begin was nie so goed nie, maar julle het al hoe beter geword. Hy sê vir hulle, julle het gegroei in julle diens, julle het gegroei in julle liefde, julle het gegroei in julle liefdadigheid en julle verhouding met die Here. En ek dink dis van die mooiste woorde wat ek en jy kan hoor. Jy is nie waar jy was nie. Jy het beslis gegroei. En dan begin hierdie brief met hierdie woorde wat die Here sê, ek wil eintlik vir julle dankie sê. Dankie dat julle aanhou en deurdruk. Dankie dat jy groei. Dankie dat jy net beter en beter word. En ek dink die Here wil baie keer vir ons ook sê dankie. Dankie dat jy nie meer is waar jy is nie. Dankie dat jy nie meer doen wat jy gedoen het nie, maar dat jy elke dag net dieper en beter word in jou verhouding. Nou, Thyatira was nie 'n baie spesiale dorpie gewees nie. As ek dit nou so 'n bietjie gaan rondsoek, wil ek amper vir jou sê, dis maar ietsie soos Hartbeesfontein of Ottosdal. Dit was so 'n meer 'n plattelandse klein dorpie gewees. Nie vreeslik bouery gehad en die infrastruktuur was nie so goed soos in die Efese nie. Daar was ook nie vreeslik opgrawings gedoen nie. Dit was eintlik 'n ou plattelandse dorpie, 'n baie lekker dorpie om in te bly as jy Apollo aanbid het. Maar as jy dan soos hulle Christene was, dan het die dorpie vir jou klein geword en was dit bietjie moeilik om te doen wat jy moes gedoen het. Hierdie dorp, baie interessant, was bekend vir sy materiaal gewees, vir sy, ek sukkel met hierdie woorde, met sy textiles, wat is die regte woord? Tekstiele, ek kan nie dink dat tekstiele lap is nie. Hy was baie bekend gewees vir sy lappe. Die rede hoekom hy bekend was, dat Thyatira se water was vol minerale. Jy kon amper nie Thyatira se water net skoon drink nie. En wanneer hulle dan lappe gekleer het, het hierdie minerale gemaak dat die rooi somme helder was en die pers helder was en die klere het aan die lap vasgeklou as gevolg van al die minerale. En dit is wat fabrieke vandag nog doen. Wanneer hulle lappe kleur, dan soek hulle baie minerale. En dit is hoe hierdie dorpie bekend geword het. Die klein plattelandse dorpie met die mooiste rooi en pers en oranje lappe. En dit is waar die konings hulle royal blue lap gaan koop het en waar die priesters hulle donker pers lappe gaan koop het. Want daar was geen plek soos Thyatira as dit kom by materiaal nie. Baie interessant. Ons lees daar in die Nuwe Testament, ou Lydia, die purperverkoper, wie het al van haar gelees? Sy het vir Petrus en vir Paulus huis gehou en vir hulle wasgoed gewas. Sy het 'n winkeltjie in Thyatira gehad. Is dit nie interessant nie? Waar sy hierdie duur purperlappe gekleer het en dan het sy dit uitgevoer na al hierdie Efese en Smyrna en Pergamus en al hierdie dorpies. So as jy weer lees van Lydia, die purperverkoper, sy het verseker hier in hierdie dorpie 'n ou huisietjie gehad en 'n besigheid voordat sy dan in diens van Paulus en Petrus geword het. Die sulke goed is nogal vir my interessant. Net my.
Sê weer? Ja, dis waar wat Ilse sê, dis waar sy haar geld gekry het om dan vir Petrus en vir Paulus te kan onderhou. Nou, die brief begin met woorde. Hy sê, ek is die seun van God. Nou, as ek dit gelees het 2-3 jaar terug en selfs verlede week, dan het ek gesê, dis outomaties. Jesus sê vir Johannes, skryf vir hulle 'n brief en dan sê vir hulle, ek is die seun van God. Maar nou verstaan ek dit so 'n bietjie beter, want Apollo was hier aanbid. En Apollo was genoem die seun van die God, van die lewende God. En nou kom Jesus en hy begin sy brief aan hierdie gemeente en dan sê hy, ek wil julle net gou-gou herinner wie ek is. Ek is die seun van die lewende God. Hy sê vir hulle eintlik hiermee, ek weet julle dink Apollo, hierdie afgod is die seun van die lewende God, maar ek, Jesus, is die enigste seun, die seun wat hy aarde toe gestuur het, die seun van die lewende God. En dit is asof die Here vanaand net gou weer net 'n bietjie ons wil stil staan en sê, ek is alleen die seun van die lewende God. Geen ander God kan daardie ding sê nie. En geen ander God kan vir jou sorg soos wat Jesus vir jou sorg nie. Hoekom nie? Want hy is die seun van die lewende God. En dit gee my so 'n bietjie moed om te weet, sjoe, Thyatira het die pot misgesit. Maar ek en jy weet van beter. Ons weet dat Jesus is die seun van die lewende God. Nou, Thyatira, baie interessant, was baie bekend vir 'n paar dinge. In die eerste plek was hy bekend vir sy mooi lappe, maar hy was bekend vir sy brons en sy silwer smede. Nou reg deur hierdie dorpie was daar oralste winkeltjies en gebouetjies waar mense met brons en silwer die mooiste goed gemaak het. En hierdie goed is versprei na al hierdie ander dele toe. Die afgode wat in Smyrna en in Efese aanbid is heel moontlik ook in hierdie dorp gemaak, want daar was geen brons en silversmede wat so groot talent gehad het soos die mense wat hier in Thyatira gebly het nie. Saam met al hierdie brons en silvergoed het Thyatira ook pottery gemaak. Nou, as jy so 'n bietjie opgrawings gaan kyk, sal jy sien elke dorp het pottery gehad. Dit was hoog in sy tyd gewees. Dis waarmee hulle kos gemaak het, waarmee hulle water vervoer het, dit was hulle ornamente, dis waarin hulle meel geberg en daar was geen dorp en geen ambagsmanne soos die manne van Thyatira wat pottery kon doen soos wat hierdie mense dit doen nie. Baie belangrik. Dis nie toevallig nie. Baie belangrik. Die volgende vers sê Jesus nogal 'n ding. Hy begin dan sê, ek is die enigste seun van die lewende God. Dan sê hy die volgende, hy sê, wat oë het soos 4 vlamme. En dan sê hy na dit, en wat voete het soos blink koper. Sjoe, 4 vlamme, waarvan praat hy? En ek het regtig vandag baie huiswerk gaan doen en ek kry dit toe. Jy sien, die mense wat pottery maak, weet dat pottery beteken niks as dit nie gebak is nie. Nou in die Bybelse tyd het hulle 'n vuuroond gebou, baie interessant, hulle het hom gebou met rysmuur, so wat ons op hierdie gat gegooi het. Hulle het rysmure gevat en hierdie modder het hulle aan mekaar gebou en dan het hulle 'n oond gebou. Maar hulle het nie 'n venstertjie gehad om te kon bepaal, hierdie is mooi, hoe warm die oond is nie. En dan het die slim mense 'n gat bo in hierdie oond ingesny wat die oog genoem word. En dan het hulle in hierdie oog gekyk hoe warm is die oond binne. En nou kom die Here, hy sê, ek is die een wat oë het soos vuur. Met ander woorde, die Here sê, julle is so besig om pottery te bak, en julle kyk in hierdie oog en julle sien die vuur, maar kom na my toe, want ek is die vuuroond. Ek is die een wat alles verbrand, wat nie daar moet wees nie, wat die koper se beste kwaliteite vorentoe bring, wat die silwer kan smelt, en die Here wil vir die volk sê, julle is so bekommerd oor hierdie oonde van julle, en die temperatuur moet reg wees. Hy sê, maar kom na my toe. Kom kyk in my oog. Ek is die een wat vir jou die lewe wil gee in oorvloed. Ek is die een met die vuuroog, sê die Here. Is dit nie mooi nie? En dan gaan hy verder, hy sê, ek is die een wat voete het soos blink koper. Nou, hier is net so mooi. Wanneer Thyatira 'n afgode gemaak het, dan het hulle die afgode so halflyf gepolish, met 'n sekere manier wat hulle hierdie voete laat blink het.
En dan kon hulle nie bykom nie, en dan het hulle op leertjies geklim, en dan het hulle dalk hier by die heup, kon hulle hierdie beelde elke dag skoonmaak, maar die voete van hierdie beelde het altyd geblink. Hoekom? Want dit was maklik om by die voete uit te kom, en nou sê die Here, ek is die een met voete soos blinkkoper. En die Here wil net weer kom sê, hierdie afgode wat Thyatira aanbid, sy voete blink, maar dit beteken niks. Dit is niks binne nie, dit is 'n monument wat niks beteken nie, maar ek is die een met 'n oog van vuur en my voete blink, want ek is die enigste lewende God. En dadelik, toe hierdie brief by Thyatira aankom, het almal dadelik geweet waarvan Jesus hier praat. Is dit nie mooi hoe die Here met ons praat nie? Onthou jy die beeld van Daniël? Wat die Here gesê het, hierdie beeld met kleivoete en koperbene, en dit gaan alles verbygaan. Dit gaan alles verbygaan, want wanneer die rots Jesus Christus kom, gaan hy al hierdie koninkryke vernietig, en die Here wil net vir hulle sê, ek is die een. Ek is die een. Ek is die enigste lewende God, met blink oë en met voete wat blink, en ek moet aanbid word. En dan gaan die brief verder in vers 19, hy sê, ek ken jou werke, en ek het nou daaroor met jou gepraat, van jou geloof, en jou diens, en jou gehoorsaamheid, en dat jy altyd net beter gaan en beter gaan. En vir 'n oomblik dink ek, maar dit is hoe die kerk moet werk. Die kerk moet beter gaan, die kerk moet elke dag verder in hulle verhouding met die Here ingaan. Maar iets wat ons mislees in hierdie boek is, dat hierdie kopersmede en hierdie bronsmede en hierdie potteriebakkerye het almal vakbonde gehad in die tyd van Thyatira. Wat baie belangrik was. Die geskiedenis vertel dat as jy met silwer gewerk het, dan het jy aan die silwervakbond behoort. En as jy 'n pottery gewerk het, het jy aan die potterievakbond gewerk en gehoor. En so met koper ook. En dis hier waar die probleem gekom het. Want om deel te wees van die vakbond, moes jy Apollo aanbid het. Want eenmal 'n jaar, dan het die silwer vakbonde 'n vergadering gehad en 'n partytjie gehad, en dit was in die tempel gehou, en dan moes jy die Apollo moes jy aanbid het, en jy moes 'n offers aan hom gebring het, en so met al hierdie vakbonde, en die Here sê, dankie dat jy dit nie doen nie. Want sien, die Christene in hierdie dorpie, het al hoe armer geword, want hulle wou nie by hierdie vakbonde behoort het nie. Want as hulle aan die vakbonde behoort het, moes hulle aan Apollo offers bring, en het gesê, nee, ons gaan dit nie doen nie. En daarom het hulle armer geword, want niemand wou van hulle produkte koop nie. Hulle kon nie hulle produkte mark toe vat nie, want hulle was nie deel van die vakbond gewees nie. Dit is asof die Here vanaand vir ons wil sê, sjoe, maak nie saak wat ons doen nie, moenie aan die wêreld behoort nie. Moenie deel word van die wêreld nie. Ja, die wêreld gaan jou uitskuif, en die wêreld gaan jou een kant toe skuif, en die wêreld gaan nie by jou besigheid wil doen nie. Maar dit is belangrik om te weet dat jy nie deel van hierdie kan wees. Jy kan nie afgode aan hierdie vakbonde en Apollo bring nie. En die Here wil vanaand ook vir ons sê, pas op, moenie ingesluk word om deel van hierdie sisteem te word, net om jou besigheid te kan doen nie. En dit kom so 'n bietjie verder by die volgende vers. Hy sê, ek het iets teen julle. Hy sê, ek het iets teen julle, dat julle Jezebel toelaat in julle kerke, toelaat in jou gemeente, en dat sy kan profeteer, en dan sy kan afgodoffers bring, en julle dit eet, en dat sy deel is van julle gemeente. Nou, baie interessant, daar was nie 'n vrou in Thyatira met die naam van Jezebel nie. Dit is die manier hoe die Here Jesus vir Johannes sê, gaan vertel vir hulle, dat sy is net soos koning Agab se vrou van die Ou Testament. Sy is agteraf, sy is net daar om julle te verlei en om moeilikheid te maak, en hy sê, pas op vir julle, ek het dit teen julle, dat julle haar toelaat in julle gemeentes. Jy sien wat hierdie vrou, wat ook al haar naam was, ons noem haar maar Jezebel, soos die Bybel sê, het by die kerk gekom, dan sê sy vir hulle, weet jy wat, as jy jou silwerprodukte wil verkoop, dan moet jy aan die vakbond behoort. Dis mos nie so erg nie. Eenmal 'n jaar, dan gaan jy en jy bring 'n offer, en dis verby, en die Here sê, dit werk nie vir my so nie. Ek het dit teen jou, dat jy Jezebel
inlaat tussen julle en dat hy besig is om met julle kompromie te maak tussen die wêreld en die Here. En die Here wil sê, ek hou nie van kompromie nie. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. En dan gaan hy verder, hy sê, as sy gaan aanhou met wat sy doen, gaan ek haar op 'n siekbed sit, want ek het haar tyd gegee om te bekeer. Sien die Here, elke dag wat ek en jy opstaan is hy genadig en net soos met haar het hy kans gegee, sal jy nie maar tog bekeer nie, sal jy nie tog op die regte pad kom nie. Hy sê, maar daar's 'n dag, sê die Here, wat ek vir Jezebel op 'n siekbed gaan sit. Sy gaan sterwe en so ook haar kinders. En ek besef net weer, die Here is genadig. Hy wil nie hê dat ek en jy kompromie moet sluit met die wêreld nie. Ons kan dit nie doen en sê, pastoor, as ek dit nie doen nie, gaan ek nie my produkte verkoop nie. Want die Bybel sê, die Here hou nie van kompromie nie. En dan gaan hy verder en hy sê, as jy aanhou, gaan ek jou straf. Die loon van die sonde bly die dood. En hy sê hierso, ek gaan vir Jezebel, wat dan die figuur van die kompromie was, gaan ek siek maak en ek gaan laat sy sterf en hoor mooi, so ook haar kinders. Want dit wat ek en jy doen, het 'n direkte effek op ons kinders. En is amper of die Here wil sê, ek wil julle so 'n bietjie waarsku, om nie kompromie met die wêreld te sluit nie. Om nie met die wêreld om te gaan nie, maar om jou pad skoon te hou, want die Here gaan vir jou sorg. Dis nie Apollo wat sorg nie, en dis nie al hierdie vakbonde wat sorg nie, die Here sorg. Kan jy sien hoe diep is hierdie brief? Aanvanklik het ek gedink, dis maar eintlik een van die minder goeie briewe, en hoe meer ek met hom tyd spandeer, hoe meer kom ek agter, daar's nog steeds vandag, paar duisend jaar terug, vir my en jou nog steeds 'n boodskap. En dan kom hy in vers 25, hy sê, hou vas wat julle het, totdat ek kom. Hou vas wat julle het, totdat ek kom. In elke boodskap sê die Here dit, hou vas wat julle het. En dan kom daar in vers 26 'n belofte, hy sê, en aan hom, wat tot die einde my werke sal bewaar, sal oor die nasies regeer. En die wat in hierdie kerkie is, as jy gaan vashou en as jy gaan deurdruk, sê die Here, gaan jy ook oorwin. En hoe gaan jy oorwin? Vers 27 sê die Here hoe die kerkie gaan oorwin. Hy sê, ek sal saam met julle regeer met 'n ysterstaf. En saam met die vaders en hulle, hy praat van hulle wat nie die Christene is nie, sal soos erdegoed verbrysel word. En ek het dit gaan opsoek in allerlei bronne en ek kry die betekenis daarvan. Jy sien, wanneer die vakbonde gehoor het dat die pottery makers het nie aan die vakbond behoort nie, en die ystermakers het nie aan die vakbond behoort nie, dan het hy met die vader van die vakbond, die hoof van die vakbond, het hy na jou huis toe gekom met 'n ysterstaf, en dat hy al jou goede so van die rakke afgegooi, laat dit stikkend val op die grond. En ek kan net vir myself indink, hoe hierdie mense gevoel, wanneer hierdie vader van die vakbond met sy staf inkom, en al hulle harde werk vernietig, en die Here sê, weet jy wat, daar kom 'n dag, wat jy saam met my, met jou ysterstaf, sal regeer, saam met my vader, nie die vader van die vakbonde nie, my vader sal regeer, en hy sê, al hierdie ander goed, sal soos erdegoed stikkend val, en verbygaan. Aardse goed. En die Here sê, as jy vashou, en as jy getrou bly, gaan jy 'n ysterstaf in jou hand kry. Dis 'n teken van oorwinning, saam met die hemelse Vader, en al hierdie erdegoed van die aarde sal verbygaan. En dan kom hy op die einde en dan sê hy, en as jy oorwin, sal ek aan jou die môrester gee. Sal ek aan jou die môrester gee. Daar word gesê, dat in Thyatira was daar baie mooi en suiwer en skoon lig, en die mense het in Thyatira gegaan om sterre te kyk. En dan was daar 'n ster met die naam van Venus. Hy was die ster van autoriteit en die ster van mag. En dadelik dink ek het
het die mense wat die brief gelees het gedink, "Sjoe, die Here sê hy gaan vir ons Venus gee, die môre ster en autoriteit en mag en hulle het geken van sterre want hulle het al hierdie sterre hier bo hulle gesien, dit was donker, maar dis nie wat dit beteken het nie. Die gilde, hier is baie interessant, die gilde van die pottery van Thyatira het 'n wapentjie gehad. Wie dink wat was daai wapentjie? 'n Sterretjie. En as jy in hierdie gilde behoort het, dan het jy 'n sterretjie gekry wat jy so onder jou pottery ingedruk het. En ek dink hulle het gedink, "Sjoe, die Here sê hy gaan daarom vir ons die sterretjie van die gilde gee." En die Here sê, "Nee, jy verstaan verkeerd." Die Christene kon nie daai sterretjie op hulle pottery produkte sit nie, want hulle was nie deel van die wêreld nie. Hulle kon nie hierdie sterre gekyk het nie, want hulle was arm en hulle het nie geld gehad nie. En die Here sê, "Weet jy wat gaan ek jou gee? Die môre ster." Openbaring, Helene, jy het my gevra in die week, Openbaring 21, sê die Bybel, "Ek is die blinke môre ster." En die Here sê, "Weet julle wat, julle kry swaar en julle is arm en julle is elendig, maar as jy doodgaan en jy het bly oorwin, gaan ek jou die blinke môre ster gee." So ek weet nie van jou nie, dis iets om voor te lewe. Jesus sê, "Ek gaan myself vir jou gee." Jy het nie hierdie aardse goed nodig en aardse goedkeuring nodig nie. Hou net vas, bly net oorwin. Sjoe, meer as 'n sterretjie onder 'n potterypot en ons gaan die ster kry, die blinke môre ster. Is hierdie brief nie mooi nie? Ek het vanoggend of vanmiddag eintlik, toe vat ek gou hierdie briewe en ek sit hulle in 'n leer en ek besef, in elkeen van hierdie briewe het ek iets geleer. In elkeen het ek iets geleer. Maar in hierdie brief het ek verseker geleer. Ja, as jy 'n besigheid het in Suid-Afrika, gaan jy swaar trek. En as jy vir 'n besigheid werk, gaan jy swaar trek. Dit gaan al hoe moeiliker word. Maar hou net vas. Moenie kompromie maak met die wêreld nie. Hoekom nie? Ek en jy, as ons oorwin, gaan die blinke môre ster kry. Here, wat 'n voorreg. Sjoe, hy sê in hierdie hoofstuk, "Ek gaan myself aan julle gee. Ek gaan die ek is aan julle gee, die enigste lewende God se enigste seun, die blinke môre ster." En Here, dit gee my vanaand weer so 'n bietjie hoop. Dit gee my vanaand weer so 'n bietjie krag en energie om te kan aangaan, al is dit moeilik daar buite. Sjoe, Here, want die oog is op my gerig. Daardie oog, daardie vuuroog, kyk na my en hy sal vir my sorg as ek die regte ding op die regte tyd doen. Here, ek besef vanaand is hier ook 'n groot waarskuwing, dat U wil nie hê dat U kinders kompromie met die wêreld moet aangaan nie. En ek wil vanaand by my begin en sê, Here, vergewe my, en so ook elkeen van ons, wanneer ons baie keer uit desperaatheid kompromie met die wêreld aangaan, om te oorwin en om net te gaan survive. Maar Here het vanaand kom verseker dat dit sal met ons goed gaan, solank as wat ons Jesus eerste stel. En Here, dankie vir die vooruitsig dat die blinke môre ster ook myne gaan wees. Amen en amen.